welkom jou sitplek in te neem. Dankie band, dankie tech team, julle ouens is incredible. Ek is mal oor sulke oomblikke, ek weet nie van jou nie. Ek is mal oor sulke oomblikke waar die Here net kom en homself so half in die center stage kom plaas. En ek wil dit so hou vanoggend, ek wil dit regtig so hou vanoggend. Ek dink, jy gaan vandag ontdek twee dinge. Nommer 1, jy is gemaak om hom te beleef. Jy is gemaak om God in sy volheid te beleef. En tweedens, is dis nie so moeilik soos wat jy dink nie. Ek hoop, dis die twee goed wat jy vandag uitvat. Nou, voor ons daar kom, wil ek gou jou 'n guns vra. Ek wil vra om gou om jou te kyk. Kyk gou om jou. Spot iemand wat jy nie ken nie. Enigiemand. Dit kan 3 rye weg wees. Spot net iemand en gee net vir hulle, kyk gou vir my, gee net vir hulle een van hierdie. Ek sien jou. Die ongelooflike ding wat ek meer en meer ontdek die laaste ruk is, ons is gemaak vir koneksie, nee. Ons as mense, ons is gemaak om met ander mense te connect. Ek luister gisterand 'n ding van Rick Warren. Onthou julle nog vir Rick Warren? Hy praat en hy sê daar's baie mense, hulle love a crowd, maar hulle is nie lief vir mense nie. En ek wil dit kom challenge. Ek dink in die diepste wese van wie jy is, of in die diepste deel van wie jy is as 'n mens, hunker jy of jy honger vir een of ander tipe koneksie. En ons is in hierdie reeks wat ons sê unbroken fellowship. Ons sê ons lewe in hierdie ongebroke koneksie met God en ons kom vra 'n bietjie die vraag, maar hoe lyk dit? En dit wat jy beleef in jou hart as jy na iemand anders kyk en jy groet hom so en daar's so of hierdie mutual ding van jy's 'n mens, ek is 'n mens. En hoe special is dit dat ek en jy mekaar kan acknowledge? Hoe special is dit dat ek na jou kan kyk en weet, man, jy gaan deur dieselfde goed as ek. Kyk gou weer vir daai ou. Geef hom weer 'n nod. Ek weet jy betaal ook belasting, ek's met jou broer. Ek sien so, net 'n kant ek sien so 'n videoetjie van 'n ou, hy sit so by sy lesenaar, maar hy lyk moedeloos, regtig moedeloos. En hy tel so 'n fotoraam op en die caption sê, daai oomblik as jy onthou vir wie jy die werk doen. En die kamera draai so om en dan 'n foto van die SARS logo. Want hy sit hom neer en hy werk verder. Ons almal gaan deur dieselfde goed, ons almal hunker na 'n koneksie en soos ek sê, ek dink vandag gaan jy besef dat jou koneksie is eintlik vir iets dieper. Ek wil 'n stelling maak. Ek wil 'n stelling maak en sê jy is gemaak nie net om die teenwoordigheid van God te beleef nie, maar jy is gemaak, jy is geontwerp in 'n manier wat jy die volheid van wie hy is, die heerlikheid, en ek gaan daai woord baie vandag gebruik. Heerlikheid, of die ander woord wat ons gebruik is glorie. Jy kan gebruik wat jy wil, beteken dieselfde ding. Ek gaan nou definieer wat ek bedoel daarmee. Maar jy is gemaak om te leef in die glorie van God. Wat 'n groot stelling is, nê? Is fascinating, daar's 'n studie wat in Amerika gedoen is oor kerke en hulle het gevra, hoekom kom mens kerk toe? Wat is die rede dat mense 'n gemeente bywoon? Hoekom kom mense kerk toe? 65% van Amerikaners het gesê, ek kom kerk toe want ek wil meer van die Here beleef. Ek wil meer te doen hê met hom, ek wil hom beleef in my lewe, ek wil hom leer ken. Nou, dit is eintlik 'n baie goeie ding, want mense het 'n honger daarvoor, maar ook 'n baie hartseer ding, dat mense dink, ek het 'n kerk nodig om dit te beleef. Want ek sê vir jou net een ding, hierdie is maar net 4 mure, dalk bietjie meer as 4 en 'n dak. Hierdie is nie die kerk nie, julle. Hierdie is die kerkgebou dalk, of hierdie is die gebou waarin ons as die kerk bymekaar kom, maar hierdie is nie die kerk nie. Jy is die kerk, ek is die kerk, ons is kerk. Ons kom nie kerk toe om die Here te beleef nie, want die Here woon nie hier binne nie. Ek is nie mal oor die term huis van die Here nie, hier in die huis van die Here. Ons sê nee. Hier is sy huis. Sy adres het verander in die Nuwe Testament. Sy adres was altyd in Israel gewees, sy adres is nou Kobusstraat 34. Hy leef hier binne my. Hy's in my, sy volheid het ingetrek. Quote hulle is nie vanoggend hier nie, hulle het gister getrek, en die snaakse ding is, ek dink altyd aan 'n trek, en ek dink aan hierdie konsep van, imagine jy kom by 'n plek aan, en jy koop vir jou 'n huis. Jy koop 'n huis, en jy skaf van 'n ander huis af, en jy gooi meeste van jou goeders op die straat, en jy bring net jou yskas saam, en jy trek in. Dis mos nie hoe dit werk nie. Nee, as ek trek, en ek skuif my adres, bring ek die volheid van my lewe, van een plek na 'n ander. En as God sê, ek maak my woning in jou, stuur hy nie 'n gedeeltetjie van homself nie. Hy trek in, sleeper couch en al. Hy trek in sy volheid in jou lewe in. Daarom sê ek weer, die stelling wat ek wil maak, is jy is gemaak om sy heerlikheid te beleef en om in dit te leef. Ons gaan na 'n paar skrifte kyk. Die eerste een wat ek jou nou wil vat is in Johannes 17.
wat 'n ongelooflike spesiale skrif is, want dit is die gebed wat Jesus doen, voordat hy sou uitgaan en voordat sy passie sou begin, voordat hy sou kruis toe gaan. Jy is welkom saam met daar oop te maak, is op die skerm ook, as jy wil saam lees. Ons gaan in vers 24 wees, eers net vers 24. Ek lees uit die 83, ek gaan nou lees uit die English Standard Version, maar jy kan lees uit wat ook al die vertaling jy wil. Hulle sê die beste vertaling is die een wat jy lees. Ja, Johannes 17 vers 24. Jesus praat en hy sê, Vader, ek wil graag hê, daar waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees. Hoor julle Jesus se begeerte? Sy begeerte is, hy is op 'n sekere plek met die Vader. Hy en die Vader is op 'n goeie plek. Goeie koneksie, goeie verhouding. En hy sê, Vader, ek begeer sodat hierdie mense wat U vir my gegee het, en op hierdie oomblik praat hy oor sy disciples of sy apostels, maar as jy bietjie vroeër kyk, gaan jy sien, hy sê, Vader, ek bid nie net vir hierdie ouens wat hier voor my sit nie, maar almal wat tot geloof sal kom deur wat hulle sê. Wie's dit? Is jy. Jesus bid vir jou in hierdie stuk. As jy nie my glo nie, gaan lees jou Bybel. Hy bid vir jou en hy sê, Vader, ek begeer dat hierdie mense wat U vir my gegee het, dat hulle op dieselfde plek sal wees as wat ek is met U. Hy gaan aan, hy sê, sodat hulle my heerlikheid kan sien. Sodat hulle my heerlikheid kan sien. Die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al van voor die skepping af lief gehad het. Hier is die prentjie. Jesus is in perfekte koneksie met die Vader. Ek het laas Sondag aand hieroor gepreek, wat ek gesê het, God is 'n community. Al ooit daaraan gedink? Vader, Seun, Heilige Gees in perfekte verhouding, geen skeiding. Jy kan hom nie uitmekaar uitruk nie. Jy kan nie een apart van die ander een hê nie. Dit is 3 in 1. Is dit 1? Nee. Is dit 3? Nee. Dis 1 en 3. Die wiskunde maak nie sin nie, maar dis okay want hy is God en jy is nie. Die wiskunde hoef nie sin te maak nie. Maar hy is hierdie perfekte koneksie. En Jesus staan in hierdie koneksie en hy sê, Vader, hierdie perfekte verhouding wat ek en jy het, ek begeer so dat die mense wat U vir my gegee het, in dit ingetrek word. Nie net dit nie, Vader, maar die heerlikheid wat U vir my gegee het. Ons gaan nou definieer wat dit is. Die heerlikheid wat U in my gesit het, wil ek gee vir hierdie mense. Ek wil dit weggee vir hulle, dat hulle dit kan beleef. Nou, die woordjie heerlikheid is moeilik, nee. Dis nie 'n woord wat jy baie gebruik buite kerkie, tensy jy sê eerlikheid, dis nou 'n baie moeilike ding wat ons nou. Ons gebruik nie baie daai woord nie. Dis 'n kerkwoord. Ons praat nie baie van die woord heerlikheid of glorie nie. So wat ek wil doen is ek wil gou definieer. En is 'n moeilike ding om te definieer want dit is eintlik soos die woord mooi. As iemand gou kan opkom en vir my 'n definisie gee vir mooi of vir my verduidelik wat mooi is. Dis moeilik, né? Dit is baie moeilik om te definieer of om vir jou te verduidelik wat mooi is. Maar ek het so 'n beautiful skildery van Jesus wat 'n vriend van my geskilder het in ons voorportaal wat hang. En ek weet jou as jy daar staan en ek vra vir jou wat hierdie, jy sê, dis mooi. Ons weet wat mooi is. Al kan ons nie sê wat mooi is nie. Maak dit sin? Ons kan nie verduidelik wat mooi is nie, maar ons kan almal dit beleef. Jy weet wat vir jou mooi is. Glorie of heerlikheid is baie dieselfde. Ek kan nie vir jou sê wat glorie is nie. Ek kan nie vir jou wys wat glorie, of ek kan nie vir jou verduidelik wat glorie is nie, maar jy kan dit beleef. Dis my hart en my vertroue vir vanoggend, by the way, is dat jy dit sal beleef vanoggend. Dat jy dit vandag sal beleef en sal besef dit is nie 'n kerkding nie, jy's gemaak om dit te beleef. So, kom ek definieer gou glorie so. Ek dink glorie of heerlikheid is God se heiligheid en ek gaan nou dit definieer. Is sy heiligheid wat op toon gesit word. Dis sy heiligheid wat gesien word. In ander woorde, dit is die sigbare deel van die karakter van God. Dis wat ek en jy sien. Dit is sy glorie. So die son is een ding, né? Die strale is 'n ander ding, maar die sensasie wat ek voel as ek in die oggend op my stoep sit en die sonsestrale wat op my val en ek beleef die son, ek beleef die hitte, ek beleef die Vitamiene D wat in my vel ingaan, dis glorie. Ek kan nie vir jou wys nie. Ek kan nie vir jou sê hierso ek het glorie vir jou opgebottel, daar sê ons verkoop hom nie, dis nie hoe dit werk nie, maar ek kan dit beleef. Ek kan dit voel. Glorie is God se heiligheid wat op spel gesit word. Nou, hier's 'n baie mooi vers wat ek vir jou gou wil lees. Ek lees uit die ESV uit want hy gebruik die regte woorde vir my om hierdie punt te verklaar. Jesaja 6 vers 3. Hoor gou die twee woorde, heilig en glorie. Holy and glory. Hoor gou die verskil. En ek dink hierdie gaan vir jou duidelik maak wat dit is.
Jesaja 6 vers 3. Dis die serafs in die hemel wat kyk wie die Here is en hulle praat oor hom en hulle sing hierdie liedjie en hierdie is die liedjie wat hulle sing. And one called to the other and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his holiness. Nie wat dit sê nie, nee. Interessant, hè? Heilig, heilig, heilig is die Here. Die hele aarde is vol van sy, ja, hoekom nie heiligheid nie? Want heiligheid is 'n karaktereienskap. Ons twee woorde wat hier in die Hebreëus gebruik word, en dan gaan jy gou 'n bietjie Hebreëus leer, sodat jy kan na die braai toe gaan en dan jy 'n party trick. Sê gou vir my, sê vir my kadosh. As jy nou bestuur, kadosh. Kadosh is die woord vir heiligheid. Dit beteken letterlik om iets te skei van iets anders, om iets apart te sit. Dis om te sê, hierdie is 'n spesiale ding wat nie soos hierdie ding is nie. So, as aptekers hier vandag, enigiemand, ons het klomp hallo, welkom. As julle daai bordjie kry en julle split, julle kadosh daai pille, julle sit hulle apart. Hierdie en hierdie is nie dieselfde nie. Die kadosh van die Here is sy andersheid, sy heiligheid. Nou ons weet hierdie, nee, as jy dink aan God se grootheid, dink gou 'n oomblik net aan die Here se grootheid. Ons het nou net gesing oor dit. Your goodness is running after me. Sy goedheid. Dis iets ongelooflik dat die koning van die heelal, die skepper van alles, goed is vir my en jou. Dis amazing. Ons verdien dit glad nie, maar tog is hy. So as ons praat van sy holiness, praat ons van sy apartheid. Hy's so goed en so anders as enigiets anders in die heelal. Hy's so waardevol omdat hy so skaars is. Dis wat iets waardevol maak, né? As ietsie skaars is, maak dit baie, baie waardevol. Die Here is so verskriklik waardevol, want ons net een van hom. Hy is net die een met die meeste waarde op aarde. So, hulle praat van die kadosh van die Here, die heiligheid, die andersheid, die goedheid van God. En dan sê hulle, maar die aarde is nie vol van sy goedheid nie, die aarde is vol van sy glorie, en dan gebruik hy 'n ander woord, hy sê die woord kavod. Die aarde is vol van letterlik sy gewig. Daar's 'n storie in die boek van Konings, ek dink is koning Eglon, as ek onthou. En die Bybel sê hy is 'n groot man, groot kind van die Here. Hy was nie 'n kind van die Here nie. Groot vet ou. En ekskuus, is in Rigters is hierdie boek, is hierdie karakter. En koning Eglon is vet, oorgewig vet. En die Bybel sê hy het groot kavod gehad. Groot gewig. Die woord glorie, as jy hom in jou Bybel raak lees, is 'n 10 en die woord gewig. Dit praat van nie net 'n fisiese gewig nie, maar die gewig van waarde. Die Here is so groot en so amazing in sy glorie, en dit is die sigbare deel van sy andersheid. Hy kom voor as hierdie glorie, want hy is so heilig. Hoor julle die verskil? So kom ek som op. Die heerlikheid van die Here, die glorie van God, is die sigbare deel van sy heiligheid. Dit is alles wat hy is, al wat hy is in sy karakter, wat op toon gesit word vir jou en my. Dis wat ek en jy kan beleef en sien. Nou gaan ek terug na my oorspronklike stelling toe. Jy is gemaak. God het jou gemaak om in die volheid van sy glorie te leef. So in ander woorde, hy het jou gemaak om te leef in die sigbare deel van wie hy is. Hy wil hê jy moet hom beleef. Is dit jou begeerte? Ek het baie gesprekke met mense wat sê, ek beleef nie die Here nie. Ek voel hom nie. Is dit wat jy is partykeer? Ek is partykeer daar. Vinnige storie, ek is eendag, ons het 'n worship aand of ietsie wat opkom, ek is besig om te beplan vir hierdie ding, en dis nou nodig dat ek by die Here uitkom en hoor wat hy sê. En ek is in my sitkamer en ek is besig om voor te berei, maar ek is net nie hier nie. Het jy ooit so gevoel, ek is besig met hierdie, maar ek is nie hier nie. My kop is op 6000 ander plekke. As jy soos ek is, ek hou lysies van goeders, want ek gaan vergeet, want my brein is net oral. En ek doen gereeld. As ek iets vergeet het van jou hierdie week, ek's jammer. Kom praat my na die tyd. En ek sit daar en my brein gaan in al hierdie spasies in, en ek kry net nie gefokus op die Here nie. Ek kry nie gehoor wat hy sê nie, ek beleef hom nie. Al wat ek beleef is die angs van my werk. Al wat ek beleef is die pressure wat op my geplaas word. Al wat ek beleef is die duisende stemme wat in die wêreld vir my skree, en ek kry nie
myself gesenter, as ek daai woord kan gebruik. Ek kan nie myself gesenter op wie hy is en wat hy sê nie. Voel jy partykeer so? Ek voel weekliks so, net om vir jou te sê. En ek sê ou wat die mikrofoon dra. Ek voel weekliks so, waar ek net sê, Here, ek kan net nie U nou beleef nie. Hoekom is dit? As ons gemaak is om sy heerlikheid in te leef, en ek gaan nou vir jou verduidelik hoe jy gemaak is om dit te beleef, hoekom sukkel ek en jy dan so om dit te beleef? Kom ek staaf gou, hoekom ek sê jy is gemaak vir dit? Kyk gou na die storie van die Bybel. Die storie van die Bybel is, as ek hom kan opsom in 3 sinne vir jou, kan ek dit doen? Die hele Bybel, kom ons begin. Genesis. God maak 'n spasie, waar hy en die mens in een plek kan leef. Stem jy saam? Genesis 2 sê vir ons, in die koelte van die dag, het die Vader of die Here, saam met die mens in die koelte van die tuin rondgeloop. Maar laat ons jy dit gedoen. Dis beautiful. Dis hierdie prentjie van perfekte koneksie. Adam en Eva word geskape in hierdie perfekte prentjie, hierdie perfekte wêreld waar daar niks is wat hulle aandag aftrek nie, en 'n keuse. 'n Keuse om nie in hierdie te leef nie. Jy ken die storie, hulle kies die keuse. En die skeiding word veroorsaak tussen God se spasie en mens se spasie. Die perfekte koneksie waarvoor ons gemaak is. Ons is nie gemaak om na die Here te soek nie. Ons is nie gemaak om hom nie te beleef nie. Ons is gemaak in perfekte koneksie met hom, maar as gevolg van ons eie besluite is ons uitgeskeer uit daai prentjie uit. En as ons in die storie van Genesis 3 tot en met Matteus, is net die mensdom wat probeer terugkom by God, en God in sy genade maak al hierdie maniere hoe die mensdom weer in sy spasie kan inkom. Hy sê, okay, julle het hierdie sonde, hierdie klad op julle naam, maar as julle hierdie rituele volg en julle self skoon was, dan sal ek hierdie spasie voorberei. Ons noem dit die tempel, waar ek sal kom en julle kan met my daar kom ontmoet, maar net 1 keer 'n jaar. En die persoon wat inkom moet so heilig wees dat ek hom nie doodmaak nie, want my heiligheid en jou sonde kan nie meng nie. So maak seker jy is skoon genoeg om in my teenwoordigheid in te kom. Perfekte koneksie, skeiding. Matteus 1. Jesus kom op die toneel. En ons sien hierdie persoon wat in spasies in beweeg. Ewe skielik sê is die stelling gemaak, Immanuel het gekom. God het weer gekom na sy mense toe en hy's besig weer om die koneksie te maak. Jesus beweeg rond en hy roep mense uit hulle skeiding uit en hy sê nee, ek is hier om vir jou 'n nuwe lewe te gee. Ultimately gaan Jesus tot by die kruis en hy betaal vir die skuld wat Adam en Eva gemaak het. En in daai oomblik gebeur iets beautiful, dink aan. Die oomblik wat Jesus gekruisig word, 2 dinge gebeur. Eintlik 'n paar dinge gebeur, maar groot goeders wat vandag betref gebeur. Eerstens, daar's 'n aardbewing. Die tempelgordyn wat die skeiding gesimboliseer het tussen God en mens. Jy kan nie verby die gordyn kom waar God heers nie. Daai gordyn word van bo tot onder geskeur. God sê, ek slaag met die skeiding. Niks hoef ons meer te skei nie, julle kan weer inkom. En tweedens, die kerk word gebore, en nou is dit nie in 'n tempel waar God sy mense kom ontmoet nie, maar die persoonlike teenwoordigheid van God kom woon in die harte van mense. En dan gaan ons na Openbaring toe en jy sien die oorspronklike prentjie, perfekte koneksie met God, sê Openbaring, en God se blyplek is met die mens. Hy kom herskep wat hy geskep het. Jy's gemaak vir dit. God is besig om dit te herstel. Jy's gemaak om hom te beleef. Hy is gemaak om in sy heerlikheid, die volheid van wie hy is. Kan ek dit so sê, ekskuus vir my Engels, maar julle is compatible. Julle is gemaak om by mekaar in te slot. En dis wat Jesus kommunikeer in hierdie stuk. Hy sê, Vader, my begeerte is so dat hulle weer ingeslot sal word met ons. Ons is in hierdie perfekte koneksie, Vader, en ek begeer so dat hierdie mense wat U vir my gegee het, weer ingeslot sal word. Jy is gemaak daarvoor. Maar hoe mis ons dit, hè? Hoe gereeld mis ons hierdie heerlikheid? Ek bedoel, ek praat oor hierdie en 10 in jou hart sê jy, dis nie my belewenis nie. Ek sukkel nogals om te bid. Ek sukkel nogals in 'n worship set om te fokus op Jesus. Hier is net 'n grappie, JP, maar dalk sit jy en jy sê, nee, maar daai lig pla my. Of sjoe, hierdie klank is nogals hard, hè? Of sjoe, daai was 'n interessante noot. En jy sukkel om met jou Skepper te connect in 'n tyd wat ontwerp is vir jou om met hom te connect.
Dani Rood, een van my leiers, ek kan nie presies onthou sy woorde nie, maar eendag kom iemand na hom toe en hy sê, pastoor, joh, die worship was maar horrible vanoggend. En Dani sê, ekskuus, ons het nie jou geworship nie. Groot om verskoning, misverstand, ons het dit nie vir jou gedoen nie. Is dit jou ervaring baie keer? Dat al is jy in 'n oomblik, in 'n tyd wat ontwerp is en perfek opgeset is vir jou om te connect met die Vader, sukkel jy om dit te doen? Sukkel jy om die heerlikheid van God net te beleef, al is dit net vir 10 minute? Wat nog van in dit leef, dag tot dag, besluit vir besluit, gesprek vir gesprek, want dis waarvoor jy gemaak is, maar tog sukkel ons daarmee. What's up with that, soos die Engelse sê? Wat gebeur daar? Die ongelooflike ding is dat Jesus kom en hy kom doen iets oor dit. Hy kom doen iets oor dit. Ek dink as ek kan praat oor die redes hoekom ons so voel en ek gaan by een sentrale ding uitkom. Maar ek dink ons klomp elemente van hoekom ek en jy sukkel om met die Here te connect. Eerstens, Jacques het nou reg so mooi vir ons gesê, hy haal sy foon uit en hy sê die aantal stimulus wat ons op 'n dag kry is belaglik. Die aantal inligting wat ons moet prosesseer as mense in 2025 is eintlik onvanpas, kan ek dit so stel. Daar's 'n studie wat uitgekom het, hier is nou jare terug, as ek 10 jaar terug, en is seker nou al erger, maar die average 13-jarige seun in Amerika sien meer kaal vrouens teen die tyd wat hy 13 is, as wat 'n middeleeuse koning gesien het in sy hele lewenstyd. Is scary, ja? Ons word gebombardeer met inligting. Dink gou 'n bietjie, hoeveel inligting moet jy elke dag prosesseer? Nie net dit nie, maar almal het toegang tot jou gedagtes die hele tyd. Want as ek vir jou WhatsApp stuur en jy antwoord nie, dan ping ek jou en ek vra vir jou 'n vraag en ek vra vraagteken en hoekom antwoord jy my nie? Hoekom? Jy's myne. Hallo. Jou tyd is myne. Hallo. Waar's jy? Beleef jy dit baie keer? Ek sê soos, wow, ouens, gee my 'n oomblik. Die aantal inligting wat ek en jy moet prosesseer is belaglik. En ek dink saam met dit, ons 'n geestelike prinsipel dat ons word gedesensiteer, is dit 'n woord, desensitize, vir die een stem wat saak maak. Omdat daar so ongelooflik baie stemme is wat met ons praat. Daar's so baie inligting wat na jou toe kom, dat ons so sukkel om net stil te sit en te hoor, Vader, wat sê U? Maak alles anders stil, wat sê U? Wanneer laas jy dit gedoen? Ek probeer dit gereeld doen, maar man, ek sukkel baie keer. Ek het so 'n oefeningkie wat ek doen waar ek 'n kers aansteek. Dominee Jackie van Rensburg het nog hierdie vir my geleer in Potchefstroom, enige kerkbult, toe ek nog op skool was. Ek het vir hom gesê ek sukkel om met die Here te praat en hy sê, "Oké, hier is 'n oefening wat jy doen. Vat 'n kers. En jy steek die kers in en soos wat jy hom aansteek, sê jy, solank as wat hierdie kers brand, Here, wil ek tyd spandeer met U." Niks special nie, dis 'n fokusoefening. Ek wil fokus op die Here, so ek steek die kers aan en as ek klaar is, dan blaas ek die kers uit. En ek doen dit vandag nog. Maar ek sukkel. Dan sit ek daar en kom die ander stemme. En ek onthou, ek moet met hierdie persoon praat, of hierdie projek moet gedoen word, ek moet daai doen, Net ek? 10 en nie. Die ander ding is, ek dink sosiale media, as ek op dit kan hamer, is dieselfde maar as anders. Sosiale media het iets interessant kom doen in ons lewens. Ewe skielik het ek toegang, nie net tot 'n persoon se emosies nie. Gewoonlik was dit hoe ons connect het, nê. As ek 'n ander persoon wou beleef, het ons oorkant mekaar gesit en ek het vir jou gevra hoe is jou dag? En jy het vir my gesê hoe is jou dag, hoe is jou week en of was 'n actual connection gewees. Nou sien ons die highlight reel van elke ou se lewe. Jy al so daaraan gedink. Jy sien die beste van 'n persoon se lewe en jy dink dis hoe hulle lewe is. Is hierdie wanpersepsie van hoe die lewe werk. Nie dit nie, maar dan kry jy hierdie geestelike leiers op social media wat hierdie prentjie kom neersit van wat dit beteken om geestelik te wees in hierdie wêreld. Wat kom post hoeveel ure in hulle dag bestaan uit Bybellees en gebed. Jy kry hierdie belaglike oggendroetines. Ek weet nie of julle daai goeters al gesien het nie. Ek begin my dag 3 uur met 'n ysbad en dan gaan sit ek vir 2 ure in die son en jy het dit al gesien? En dan gym ek vir 3 ure en dan so 12 uur dan begin ek my dag. As ek dis belaglik. 5 uur skree my kinders, dan is ons aan die gang. Party oggend nou op die motorfiets op pad hiernatoe dan sê ek soos, Here, dit was nou rof geweest. Kom, hallo. Hoe gaan dit? Net ek? Nee, die lewe is chaos. Die lewe is vinnig baie keer en ek dink sosiale media kom sit hierdie onrealistiese prentjie van wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees op. En dan die laaste ding, en hier wil ek stil staan, is ek dink baie keer kerkleierskap en kerkkultuur kom sit 'n prentjie neer
van wat dit beteken om in die heerlikheid van God te leef, wat net nie akkuraat is nie. En ek probeer so versigtig wees vir hierdie, want dit is so maklik om in hierdie trap te val. Waar as 'n geestelike leier staan jy op 'n verhoog en jy sê, wees soos ek. Kyk hoe baie lees ek my Bybel, kyk hoe gemerk is my Bybel. Wees meer soos ek. Dalk was jy in so 'n kerk gewees. Dalk ken jy so 'n leier wat meer na homself gepoint het as na die seun van God. En hulle kom sit hierdie verwagtinge op jou, dat Christendom is 'n doen geloof. Jy moet genoeg Bybel lees, genoeg bid, genoeg tyd met Jesus spandeer, dan sal jy sy heerlikheid beleef. En om sy heerlikheid te beleef is hierdie proses. Ons moet eers in 'n 3 ure soaking sessie sit, en dan kan jy Jesus se glorie beleef. Nee, is nie dit werk nie. Jy is gemaak vir dit. Jy is gemaak vir sy heerlikheid. Jy is nie gemaak om toertjies te doen sodat God vir jou kan wys wie hy is nie. Hy het jou gemaak om hom te beleef. Hy wil homself aan jou wys. Hy is passievol oor homself en hy is passievol om homself te kom openbaar aan die mensdom. Dit is hoe hy heerlikheid kry, dit is hoe hy verheerlik word. En hy hoef nie aangeraai te word nie, hy hoef nie gesmeek te word om ons te wys nie. Hy wil dit doen, want as jy hom geniet, word hy verheerlik. Hy wil dit vir jou gee. Hy wil dit vir jou gee. Jesus het 'n verskriklike duur prys betaal vir jou om dit te gee. Sit gou daai C.S. Lewis quote vir my op asseblief, Stef. Kyk gou wat sê C.S. Lewis. We are half-hearted creatures, fooling around about with drink and sex and ambition, when infinite joy is offered to us. But like an ignorant child who just wants to go on making mud pies in a slum because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea, we are far too easily pleased. C.S. Lewis skryf, meneer. Die man weet. Ek dink dis ons realiteit. Ons is so maklik tevrede gestel met so min. Die Here het so baie wat hy vir jou wil wys. En dis nie in 'n worship set nie, dis nie in 'n kerkdiens nie, dit is nie in enigiets vandaan nie. Die Here wil sy heerlikheid vir jou kom wys terwyl jy skottelgoed was. Dis moontlik. Is hy beperk tot hierdie gebou? Is hy beperk tot wanneer ek bewus is van hom? Nee. Hy is wie hy is en hy is dit altyd en hy gaan altyd dit vir jou wys. Sy begeerte is dat jy meer en meer en meer sal groei in wat ons noem sanctification of wat ons noem heiligmaking, waar ek meer die vermoë het om bewus te raak van hom, maar dit is nie deur meer te doen nie. En ek is jammer as die kerk dit vir jou geleer het. Jy beleef nie meer van God deur meer te doen nie. Jy beleef meer van God deur jou lewe oor te gee aan Jesus. Hoekom sê ek dit? Want Jesus is die glorie van God. Hebreërs 1 vers 1 en 2 sê, lank terug het die Here met ons gepraat deur die profete, maar nou het hy met ons gepraat deur sy seun. Die ESV sê, he is the exact imprint of God's nature, the radiance of his glory. Jesus is die sigbare deel van die heiligheid van God. En hy wil geken word, hy begeer om geken te word, hy begeer om in jou lewe in elke aspek te wees, hy begeer dit met sy hele hart. Hy wil meer fellowship met jou hê as wat jy met hom wil hê. Band, julle kom my join. Volg julle my? Die antwoord soos altyd, soos in sonnaarskool, ons lag vir die kinders wat sê, wat is die antwoord? Jesus, hulle is reg. Jesus is altyd die antwoord. Ek staan met die gebedsspan vroeër daar en ek lag want hulle vra, hoorie, waaroor preek jy vanoggend? Ek soos Jesus. En gee lag nogals. En ek sê, ek joke, maar ek doen nie. En ek gaan nooit ophou preek oor hom nie, want hy is die punt van alles. Hy is die punt van elke liewe ding op hierdie aarde. My begeerte vanoggend, en ek gaan nou terug na ons laaste skrifte, my begeerte vanoggend is dat jy dit sal besef. Eerstens, dat jy gemaak is om sy heerlikheid te beleef. En tweedens, dat hy verdien, hy is waardig van jou tyd. Hy is waardig van jou aandag. Hy is waardig van jou intensies. Hy is waardig van jou alles. Want hy is wie hy is.
'n skokkende ding wat ek besef het, en ek het dit besef toe ek John Piper se goed lees. As jy nie John Piper ken nie, sy hele bediening het gegaan oor die koneksie tussen God se heerlikheid en ons genot van God. Hoe ons God geniet, en hy het 'n koneksie tussen die twee gekry. En sy slogan, sy one-liner, dink ek waarvoor hy sal, ek dink dit gaan op sy grafsteen staan en sê, God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Daar is goed gesê. Daar is baie goed gesê. En ek dink dit het jare gevat om by dit uit te kom. God is most glorified in us. In ander woorde, hy kry die meeste eer van ons af when we are most satisfied in him. Wanneer jy God geniet, geniet hy dit. En my begeerte vandag is dat jy dit sal besef, en dis, weer eens, ek sê hierdie gedeelte, maar dis omtrent hoe ver ek julle kan vat. Ek het nou konteks gegee. Van hier af, ek kan nie vir jou sy heerlikheid wys nie. Ek kan nie vir jou 'n metafoor of 'n voorbeeld gee wat vir jou gaan duidelik maak wat sy heerlikheid is nie. Maar man, oh man, as jy dit self beleef, dit verander alles. As jy sy heerlikheid beleef in jou lewe, word die hele appelkar van jou lewe omgegooi en die stukkies word gerangskik in die regte volgorde. En Jesus kom heel eerste. John Simons, hy is ons visionêre leier en hy het hierdie pragtige metafoor van prioriteite in ons lewe. Hy sê altyd, hy vra vir mense wat jou prioriteit, en dan sal hy sê, wel, God, en dan my vrou, en dan my kinders, en dan my hond, en dan my kar en my rugby. En hy sê, daar is 'n baie vreemde prentjie, want so sê jy, God en jou vrou en jou kinders is gelyk. Selfde kategorielys. Hy sê, dink eerder so daaraan. Jesus is die stam waaruit al jou ander prioriteite moet vloei. God is die eerste prioriteit in my huwelik. Jesus is die eerste prioriteit in my kinders. Of in my ouerskap. Hy kom altyd eerste. En ek beloof jou, as jy hom gaan eerste plaas in jou lewe, en dit gebeur weer eens nie deur harde werk nie, dit gebeur nie deur wilskrag nie, en ek weet dit klink counterintuitive as ek dit sê, maar sorry, dis ons geloof. Hy het die werk gedoen, ons doen dit nie. Hy het dit gedoen, ons hoef dit nie te doen nie. Dit is, sorry, dis die goeie nuus. As jy nou van hou nie, lees jou Bybel en stryd daarmee, moenie my stry nie. Hierdie boek sê oor en oor, hoekom traai julle nog so hard? Ek het dit klaar gedoen, leef in wat ek vir jou gekoop het. Vat wat ek vir jou gekoop het, dis verniet. Dis verniet. So 'n laaste skrif, en ek wil dit graag vir jou in die Engels lees, want dit is vir my so mooi gevertaal in die Engels. Dis dieselfde skrif waarmee ons begin het, Johannes 17 vers 24. Ek wil vers 25 bysit. Ons gaan tot by 26 actually. Father, I desire that they also whom you've given me may be with me where I am, to see my glory. Jesus begeer dat jy sy heerlikheid sien. To see my glory that you've given me because you loved me before the foundation of the world. Righteous Father, even though the world does not know you, I know you. And these know that you've sent me. Nou hoor hier is die belofte. Kan ek jou vra om saam met te staan? En ook het as 'n teken dat jy jou hart gaan oopmaak om hierdie skrif te hoor. Nie Kobus se woorde te hoor nie, dat jy die woord van God sal hoor oor jou lewe. Dat jy Jesus Christus, die seun van God, se hart en se begeerte oor jou lewe sal hoor. Wie net jou hart op jou hand plaas, of jou hand op jou hart plaas nie. Jesus sê, I made known to them your name. En hier is die belofte. I will continue to make it known. That the love with which you have loved me may be in them and I in them. Dis Jesus se begeerte. Is dat jy die volheid van God sal beleef vandag. Dis nie een dag nie. Dis nie een dag nie, dis vandag. Ons hierdie liedjie, ek sluit af met hierdie en dan gaan ons vir jou 'n oomblik gee waar jy die Here kan vra om sy heerlikheid vir jou te kom wys. Ek kan dit nie vir jou wys nie. Vra hom om dit vir jou te wys. Maar daar is hierdie beautiful ou liedjie en ek sal dit nie sing nie, ek weet nie ons almal doen nie, maar die woorde sê, turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace.
turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the view of his glory and grace. Dis my begeerte is dat Jesus vanoggend op die middelpunt van jou lewe sal kom staan. Dat jy al die ander dinge sal wegskuif, en ek weet dit is baie keer moeilik, maar deur die Heilige Gees se krag gaan hy ons help vanoggend. Hy gaan vir jou die vermoë gee om hom te aanbid vanoggend. Hy gaan vir jou die vermoë gee om die ander dinge uit te skuif sodat jy op hom kan fokus, want hy wil sy heerlikheid kom deponeer in jou vanoggend. Oor en oor en oor, en môre en dinsdag en woensdag. Dis nie net hier nie. So kan ek vir jou bid dat die Here dit sal doen. Vader, ons begeerte is om te sien dat u begeerte tot vervulling sal kom. Here, my begeerte is dat u nou sal doen wat ek nooit kan doen nie. Ek kan inligting deel, ek kan u woord ontleed, ek kan rigting gee, maar Vader, die deel wat u moet doen is om u self vir ons te kom wys. Vader, in hierdie oomblik soos ons nou in worship ingaan, trek ons in wat tans in die hemel gebeur, die engele wat voor u staan en sê, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Laat ons u heerlikheid sien. Ek bid vir elke persoon, Here, elke persoon wat vanoggend hier sit, wat dalk sukkel om met u te connect, of dalk sukkel hulle nie, maar hulle soek nog steeds meer, Here. Wil u nie dit kom eer nie? Wil u nie u seun vir ons kom wys? Die sigbare deel van u heerlikheid. Dis my gebed, Here, in Jesus naam. Amen. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all
You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kom ons sing dit net met die stemme saam. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, sing. Turn your eyes. Oh, turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Net nog een keer. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Kom ons staan net gou stil vir 'n oomblik. Sluit jou oë saam met my. En nou waar jy staan, val ook net 'n diep asem en vra vir die Here, Vader, ek wil u heerlikheid sien. Ek wil dit beleef. En dan staan jy net 'n oomblik stil. En laat net toe dat Jesus jou gedagtes kom oorweldig. En dit hoef nie 'n vreemde emosionele oomblik te wees nie. Mag jy beleef hoe Jesaja 9 vir jou 'n realiteit is. Waar Jesus homself kom openbaar as die prins van vrede. Mag jy vrede beleef, mag hy vir jou rus gee,
Mag hy vir jou oomblikke gee waar jy kan die geraas afsit. Buite 'n kerkdiens, buite 'n musiek wat speel, net 'n normale lewe in jou kar, by die werk, mag jy beleef hoe die Here, die Prins van Vrede jou kom stil maak, jou hart en jou gedagtes kom stil maak en bewaar. En vir jou 'n spasie gee om hom te beleef in sy volheid. Mag dit met jou gebeur hierdie week. Dis my gebed, Vader. Amen. Amen. Special, hè? Special. Dankie, Jesus, maar kom jou sitplek in te neem. Tech team, gaan julle ons help. Dankie. Volgende naweek is die Fusion kamp. So dis nou die laaste geleentheid vir julle om julle tieners te kan stuur op hierdie kamp. En ek wil vanoggend net die uitnodiging maak en vir jou sê, as finansies 'n probleem is, ons het sponsors vir die tieners. So dit is moontlik vir jou om jou tiener te stuur op die kamp, al kan jy dit nie bekostig nie. Kom gesels net na die tyd met ons. Maar ek wil vanoggend ook net 'n gebedsoomblik skep, dat ons kan bid vir die tieners wat wel op hierdie kamp gaan. So daar waar jy sit, wil jy nie net jou oë sluit saam met my en kom ons bid vir hulle. Hemelse Vader, ons is so dankbaar dat U 'n afspraak het met elke tiener op daai kamp. Ons bid vir tieners wat lewendig terugkom, met nuwe lewe, om verskil te maak in die wêreld rondom hulle, Here. En ons sien uit om te sien wat gaan gebeur, wanneer daar kinders kom en hulle weet, hulle kan, soos Kobus vanoggend gesê het, uit U glorie uitleef in hulle wêreld en rondom hulle. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Dan oor 3 weke skop ons ook af met Cherish Word Bybelstudie. Astrid gaan dit lei. Maar as jy enige inligting rondom dit het, kan jy ook my hierso by die Join the Mission stasie buite kry. En dit is 'n 6 weke kursus wat gaan hardloop en dit is net vir vrouens. So mans, is nie vir julle nie, net vir julle vrouens. Ja, en as jy enigiemand is wat vir die eerste keer vanoggend hier is, baie welkom. Jy kan my ook by die Join the Mission stasie kry. En kom stel net jouself voor aan ons, dit sal lekker wees om jou net te leer ken. Maar as jy enige verdere inligting nodig het, sal jy sien daar's 'n QR-code agter my wat jy kan scan en dit vat jou na ons Linktree toe waar jy al die inligting kan kry. En dan wil ons ook net vir jou die geleentheid skep om te kan saai in die koninkryk in. Nou wanneer ek en jy gee, dan moet ons onsself eintlik die vraag vra, hoekom gee ons? Kobus het ook so rukkie terug, hy praat van hoekom glo ons? Glo ons omdat ons ouers vir ons gesê het ons glo ons omdat ons in 'n Christenhuis groot geword het. En net so wil ek vir jou challenge en sê, gee jy ook net omdat daar nog altyd vir jou gesê word, dit is wat ons moet doen. Ons moet tiendes gee. Is dit die rede of die oortuiging hoekom jy gee? En as dit so is, wil ek vir jou sê, kom eers op 'n plek waar jy verstaan hoekom jy werklik gee. Ek kan vir jou vanoggend sê, ek gee want ek is in 'n verhouding met God en dit maak die oortuiging in my hart los om te gee. Ek gee want ek weet hy het my vrygewig gemaak. Ek gee want hy is God oor my lewe. En geld is nie in beheer van my lewe nie, God is in beheer van my lewe. En ek is in beheer van geld, nie andersom nie. So as ons op daai plek kom, dan wil ek vir jou sê, dan kan ek die uitnodiging maak. As jy op daai plek is, sal jy sien, daar is 'n koevert op jou stoel met die verskillende maniere hoe jy kan gee. En of jy kan kontant in daai koevert sit, en soos jy vandag daar so by die oranje hokkie sit. En dan wil ons ook net vir julle die uitnodiging maak, moet nooit hier so uitstap en voel, ek is nie vervuld vanoggend nie, ek het gebed nodig. Ek kan nie nou vir myself bid nie, ek het nodig dat iemand saam met my bid. Hier is 'n gebedsspan hier voor wat regtig graag saam met jou wil bid, vir wat ook al dit mag wees. Maar verder, geniet die community saam, geniet julle Sondag, lekker Sondag verder.